Goeiedag, baie welkom by ons erediens. 'n Spesiale woord van welkom aan al die NG Kerk Oudtshoorn Parkkykers. Ek is Dominee Anina Jansen van Rensburg hier in die Noordwes en dit is vir my 'n voorreg om hierdie erediens te mag lei. Ons tema vir vandag se erediens is die onsigbare werklikheid en ons gaan lees uit Openbaring 12 vers 1 tot 8. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid saam. Here God, baie dankie vir die voorreg om vandag versadig te mag word deur die brood van die ewige lewe. Dankie Here dat ons u kinders kan wees en dat ons kan weet, ons het altyd hoop, ons weet waar om ons krag te kry, ons is geliefd. Dankie Here dat ons as gevolg van hierdie dinge allerhande moeilikheid kan trotseer en kan deurmaak, want ons weet ons is nie alleen nie. U is die een wat ons wonde verbind, U is die een wat ons altyd weer optel en ons help om die stukke op te tel en aan mekaar te sit. U is die een wat genesend in ons lewens, in ons harte, in ons wese werk. En U is die een wat ons toerus en lei om die uitdagings van hierdie wêreld en hierdie lewe in die gesig te staar. Gee ons daarom 'n gees van dapperheid en nie van vrees nie. En laat ons met die wapens van die lig, dit is u woord en ons geloof, die goeie stryd stry. Ons vra dat u duidelik met ons sal praat vandag en dat ons harte goeie grond sal wees, ontvanklik vir hierdie saad van die woord. Ons bid dat u dit sal laat ontkiem en groot vrug dra in ons lewens vir die beswil ook van ander. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek lees dan vir ons die baie opwindende gedeelte van Openbaring 12, die hele hoofstuk, die vrou en die draak. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe was daar 7 heersers krone. Sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n ysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe. En die vrou het na die woestyn toe gevlug waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Daar het 'n oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. Want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle, land en see, wag daar ellende, omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Maar aan die vrou is 2 groot arensvlerke gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd weg van die slang af versorg. Die slang het toe 'n stroom water soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aan uitgespoeg, sodat sy deur die stroom meegesleer kon word. Maar
Die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Die draak het toe op die seestrand gaan staan. Tot sover ons skriflesing vandag. In Kolossense 1 vers 23 hoor ons die woorde: Julle moet vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Amen. Geliefdes, ons kom agter deur hierdie teksgedeelte dat daar is 'n werklike geestelike stryd. Hierdie hoofstuk is een van die mees kleurrykste vensters na hierdie onsigbare werklikheid. Dit trek die gordyn terug en wys die geestelike stryd agter die verhaal van die verlossing. Maar dit doen so met simboliese apokaliptiese taal. Die boek Openbaring gebruik simbole, beelde en groot kosmiese vertellings, beelde, tonele, wat bedoel is om geestelike waarhede te openbaar, nie letterlike beskrywings te maak nie. Die rede daarvoor is dat ons in hierdie werklikheid maar die dinge ken en moet gebruik in ons taal wat ons kan verstaan, want die dinge in die geestelike wêreld ken ons nie. So ons moet dinge gebruik wat ons hier ken, om die dinge daar te probeer begryp. Drake, sterre en kosmiese gevegte is regte waarheid simbolies uitgedruk. Openbaring antwoord die vraag: wat gaan aan agter dit wat ons sien en beleef? En ons gedeelte vertel die verlossingsverhaal vanuit die hemelse perspektief. Die geboorte van Christus, die oppositie van Satan, die oorwinning van Christus en die aangaande stryd van die kerk. Ons kom agter dat Satan is magtig, maar nie op die ou end van die dag nie uiteindelik nie. Hy is wel aktief, maar hy is reeds neergegooi. Hy is gevaarlik, maar hy is reeds oorwonne. Christus se oorwinning is beslis. Dit is seker. Oorwinning kom deur die bloed van die lam en die woord van getuienis volgens hierdie gedeelte. Gelowiges deel in die oorwinning. Ons veg nie om te probeer oorwin nie. Die oorwinning is reeds behaal en ons veg as gevolg daarvan. Ons moet lojaal wees aan Christus. Ons moet weet vir wie ons veg. Die vrou geklee met die son en met die maan onder haar voete, met 'n kroon van 12 sterre, is waarskynlik die volk van God, waaruit Christus gebore is. Israel vervul in die kerk. Vanuit haar is die Messias gebore, soos die profete dit so lank al terug oor geprofeteer het uit die nageslag van Dawid. Die kind is duidelik, Jesus wat met sy opstanding en hemelvaart by God en sy troon is. Die draak word eksplisiet as die Satan geïdentifiseer. Hy is die een wat lynreg teenoor God staan, maar nie op dieselfde vlak nie. Hy is die vernietiger, die bedrieër. Volgens die boek Job is die duiwel 'n persoon, 'n geestelike wese, ook 'n geskape wese. Lukas 10 vers 18 bevestig dat hy op 'n manier geval het, sy posisie verloor het. 2 Jakobus 6 praat van engele wat nie hulle plek geken het nie en oordeel verwag. Die sterre wat afgetrek word verstaan as gevalle engele of anders genoem demone en sluit aan by die idee van 'n rebellie,
in die geestelike ryk. Michael, die spesifieke genoemde engel, lei die hemelse weermag. En dit verteenwoordig God se orde, sy aktiewe heerskappy, selfs in geestelike konflik. Twee ander tekste wat die duidelikste simboliese blik gee op die hemel en wat daar gebeur, is Jesaja 6 en Openbaring 4-5. Dit beskryf hemelse erediens. Ons sien dat daar struktuur, eerbied en ontzag is. Elke wese het 'n rol en alles sentreer rondom God en die Lam. Aanbidding is georden en vol betekenis. So wanneer ons as gemeente en as kerk bymekaar kom, is ons nie besig om aanbidding te ontdek nie. Ons sluit in 'n sekere sin aan by die aanbidding wat reeds plaasvind in die hemel. En dit is hoekom die gereformeerde tradisie, waarin ons bevind, die erediens sentreer rondom die woord, met eerbied en struktuur. Dit gaan daaroor dat daar helderheid moet wees, nie chaos nie, nie onsekerheid nie. En dat God die kern moet wees, nie iemand se persoonlikheid nie. Die Bybel vertel dat engele geskape wesens is, wat God dien en sy wil uitvoer. Ons sien dat hulle boodskappers is, Lukas 1 vers 26-38, en ons maak kennis met die engel Gabriel. Ons sien in Psalm 91 vers 11 dat hulle 'n beskermende rol vertolk. Ons sien in Jesaja 6 vers 1-3 dat hulle duidelik God aanbid en agente van oordeel is volgens 2 Konings 19 vers 35. Engele moet verseker nie aanbid word nie. Openbaring 22 vers 8-9 en al die plekke waar die engele sê dat hulle nie aanbid moet word nie wanneer hulle met die mense kom praat. Hulle wys altyd weg van hulle self na God. Demone of gevalle engele kan invloed uitoefen, Efesiërs 6 vers 12, maar moet hulle self aan God se gesag onderwerp, Markus 5 vers 1-20, al die plekke waar Jesus hulle uitdryf en vir hulle opdragte gee en hulle dit maar net moet uitvoer. Die Bybel gebruik verskillende name en beskrywings vir hemelse wesens wat verskeidenheid suggereer en 'n tipe orde. Daar is gerubs wat nou verbind word met God se teenwoordigheid en sy heiligheid. Dis hulle wat Eden bewaar, Genesis 3 vers 24, en simbolies op die ark van die verbond uitgebeeld is. Dan is daar serafs, Jesaja 6 vers 1-3, wat God se troon omring en sy heiligheid verkondig. Ons hoor in hierdie gedeelte van Michael, en hy word op ander plekke 'n aardsengel genoem, Judas 1 vers 9, 1 Tessalonisense 4 vers 16, wat letterlik beteken leier. Hy word in Daniël 10 vers 13, 21 en 12 vers 1, 'n prins genoem. Hieruit alles lei ons af dat daar is 'n struktuur in die hemel. Maar die Bybel hou dit alles in die agtergrond. God en wat hy gedoen het, veral in Jesus, is op die voorgrond. En so moet dit vir ons ook wees. Ons moet ons nie besig hou om te probeer alles uitpleis hoe dit werk in die geestelike ryk nie. Ons moet ons besig hou met God en dit wat hy gedoen het deur Jesus Christus vir ons. Die draak in ons gedeelte probeer die kindjie met geboorte vernietig. En dit ego Herodes wat die baba Jesus om die lewe wou bring in Matteus 2. Satan staan God se reddende werk van die heel begin af teë. Christus is egter onaanraakbaar in sy oorwinning. Daar is oorlog in die hemel. Michael en die engele veg, die Satan word neergegooi. Satan verloor sy posisie as aanklaer voor God. Satan en sy trawante is nêrens in die hemel meer nie. Waar is hulle? Op die aarde. Hierdie
gebeure word verbind aan Christus se oorwinning in die kruis en met sy opstanding. Die hart van die hoofstuk is dat die redding en koninkryk van ons God gekom het. Hoekom? Want die aanklaer is neergegooi. Gelowiges oorkom deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Oorwinning word nie behaal deur menslike krag nie, maar deur God se volmaakte werk. Die oorlog gaan aan op die aarde. Satan is woedend. Hy vervolg die vrou. Dit is God se kinders, dis die kerk. Ons kan ook dit verbind met Christus wat van die kerk as sy bruid praat. Satan is oorwin, maar steeds aktief. Die vrou is in die woestyn immers. Ons moet baie mooi verstaan dat ons nie hoef te vrees vir drogbeelde en soek vir slange en monsters en drake nie, geliefdes. Die speelveld van die Satan en sy trawante is die menslike gedagtes en die menslike sondige natuur. Leuns is dit waarin hulle besigheid doen, om leuns te vertel, waarheid te verdraai en mense te verlei. En wanneer ons daardie leuns glo, wanneer ons onsself oorgee soms aan die leuns, dan is ons instrumente in die bose se hande en dit is mense wat die dade van die bose uitvoer. In geweld, selfsug, hoogmoed, misbruik, obsessiwiteit, oneerlikheid, die teenoorgestelde van integriteit, uitbuiting, verdrukking, al die dinge waarvan ons in die Bybel lees as die slegte vrugte. Geliefdes, elkeen van ons kan 'n instrument raak in die hand van die bose. Onthou, die bose is nie daar buite en daar ver nie. Die bose is naby. En daarom moet ons elke dag die wapens van die lig aantrek, die geestelike wapenrusting, sodat ons op ons pos kan bly ondanks die aanslag van die bose. Die bose word ook beskryf as dat hy rondloop soos 'n brullende leeu. En dit is juis ons gedagtegang wat ook in die hand van die Here is, en ons moet die Here vra om oor ons gedagtes te heers. En soos Romeine 8 sê, ons denke te vernuwe, dat ons besig is met die dinge van die Here en nie die dinge van die wêreld en die Satan nie. Die kerk is hulle wat die gebooie nakom en die getuienis bewaar van Jesus. Dit definieer die kerk. Loyaal, volhardend, maar onder druk. Wat ons hierso sien is net 'n blik. Dit is nie die volle storie nie. Maar ons sien, daar is konflik, daar is oppositie en daar is ook 'n doel. Die kruis het alles verander. Die kerk lewe wel in die spanning van alles wat Christus gedoen het, maar nog nie ten volle voltooi het nie. Gelowiges oorkom die vervolging van Satan deur Christus. Ons hoef daarom nie bang te wees nie. Ons hoef nie snaakse rituele te doen nie. Ons kan net bid en glo en vertrou en sy woord ken. Dit is deur sy bloed en deur getroue getuienis dat die bose beveg en oorwin word. Geestelike oorlog is werklik, maar God het reeds gewen. Ons fokus is daarom op Christus, op geloof, op die woord en op volharding. Die Bybel sê baie min oor die geestelike ryk en daarom moet ons ook eerder min sê en versigtig wees. Ons moenie spekuleer nie. Ons moenie te veel daarmee besig wees nie. Die geestelike oorlog word deur die waarheid geveg. Kom ons maak eerder seker ons weet wat is die waarheid en ons bly daarby en ons bou dit uit en ons staan in die Here se lig. Ons is veilig en staan vas in ons geloof in God. Daarom hoef ons slegs te bid en aan hom gehoorsaam te wees. Hy het absolute gesag oor alles wat ons kan sien en nie kan sien nie. Amen. Geliefdes, gaan dan hierheen met die woorde van Jakobus 4 vers 7, 8 en 10. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Tot volgende keer. Amen.